Ek is Armand Oukamp, akteur, kookboekskrywer en die stigter van die Maatsoek-app Koor. Om 'n entrepreneur te wees, vloei nog altyd deur my are. En nou is ek op soek na mense wat daardie selfde passie met my deel. Nou plaas ek die kollig op hulle. Maak nie saak hoe groot of klein hulle besighede is nie. Ek weet, daar is altyd 'n storie. Want selfs die kleinste sake word gebore uit die grootste drome. In 1902 was die heel eerste volkleurfilm uitgereik, A Trip to the Moon. Daarna was die wêreld nooit weer dieselfde nie. Die mag van kleur kan die verskil tussen stop of ry beteken, tussen ja of nee, of selfs tussen koer of koes. Of soos ons eerste entrepreneur, die verskil tussen iets alledaags of iets absoluut buitengewoon. Ek is Dr. Michelle van Stein. Ek is die stigter en eienaar van Carl Bloom Studio. Michelle van Stein, voordat ek in hierdie ongelooflike wonderland van blomme en diere begin rondkrap, wil ek eers in daai ongelooflike brein van jou gaan krap. Want jy is eintlik 'n dokter in plantkunde, microbiologie en genetika. Dis reg. Hoekom het jy besluit om so ver te gaan studeer in hierdie spesifieke vaksgebied? Wel, dit was my passie om te swat. Ek is nog altyd van kleins af lief vir die natuur. So om WC ondergraads te studeer het so natuurlik gekom vir my. Ek het bewaring en conservation, ecology gedoen. Ek is natuurlik ook baie nuuskierig, so om navorsing te doen is nog dat dit iets getikkel. Ja, mens kan dit definitief in jou werk sien. Voordat jy geswat het, toe jy nog op skool was, daai entrepreneursbloed is al van vroeg af in die are. Wat het jy mee gesmous as 'n jong meisietjie op skool? Verskillende goed, van kralietjiewerk tot naaldwerk tot gekerfde houtvissies wat ek gemaak het. En dit was die uitdaging om iets te vat en dit te verwerk in 'n vorm wat mense vir geld sou betaal. Waar dink jy kom dit vandaan? Daai Definitief, my ouers het ons nog altyd aangemoedig om kreatief te wees. So ek en my sussie was altyd baie lief vir teken en verf en lief vir buite speel. Wat ek hier in ons klein journey geleer het, is hoe meer ek speel, hoe meer nuuskierig ek is, hoe meer kreatief ek dink out the box, hoe meer vind ons eie styles. My groot droom was om te leer om te scuba duik. En my ouers het gesê, go for it, maar jy gaan met jou eie geld verdien om daai duur stokperdjie te doen. So ek het genoeg geld gemaak deur klein produkte wat ek hier in Stellenbosch verkoop het aan winkels. Dit is amper aansteeklik waar mense wil nog probeer en nog eksperimenteer en dan stryk vir die volgende droom. Jy het so bubbly, maar tog hierdie ongelooflike kalmte rondom jou energie. En ek bedoel, om 'n entrepreneur te wees is stresvol. Ek bedoel, raak jy ooit gestres? So dit is stresvol, maar ek dink dis nou weer waar my jare van universiteitswerk swat het my definitief voorberei en sterk gemaak. So ek dink as dinge taaf gaan, ek dink diep en as ek dit kon regkry, kan ek hierdie challenge ook aanpak. Kan ek enigiets regkry? So my sussie en my ma en myself, ons is almal self-taught kunstenaars. Voorheen was ons almal baie huiwerig om ons talente met die wêreld te deel. Ons veral omdat 'n kind so persoonlik is, dis dalk moeilik, maar dit bring soveel vreugde en soveel connections en goeie goed wat daaruit kom wat mense nie eers voor die tyd ooit kon aan dink nie. So vertel ons, hoe gaan ons van 'n waterverf kunststuk soos daar agter jou na hierdie ongelooflike linne en tekstiele en produkte wat uit Carl Bloom kom? Hulle begin almal pen en papier,
waterverf in hulle sketsboeke in hulle studios. En van daar af moet die kuns gescan word om dit te vat van papier na digitale medium toe. En dis waar ek dan deurkom. So ek speel met die kuns waar ek elemente van die kunswerke uitlig goed, en ek hoor wat jy speel met die kleurkombinasies. Dit is hoe jy Is dit iets wat jy maar in praktyk moes leer Ek om het hierdie digital myself geleer. Ek het myself geleer. So jou imagination is die limit. So dit is so divers. Daar's die skryfboek, dis reeks. Ons het al collaboration met 'n wallpaper company gedoen. So die toepassing is so divers, maar ons groot fokus is die tekstielprodukte. Van tafellinne tot accessories tot nou ons klere reeks. Is daar iets vir my? Gaan daar iets vir my wees? Ja, Arman. So ons gaan manshemde doen. Mooi mandarin colors en mooi gewone kraaghemde. Langrokke, wrap dresses, 'n hele verskeidenheid van mooi rokke en ook hemde. So dit was deur die pandemie wat ons in daai eerste week het ons net begin om op tekstiel te druk. So dit was die eerste klein stuk materiaal wat So ons julle trots, julle eerste produk like, hierdie mooi Dit was so hoogtepunt en toe was dit die lockdown en met al die toerisme en industrie het maar net tot stilstand gekom. So ons aanpassing was om eers net gesigmaskers te maak vir welsyn. En toe was dit my man Xavier se idee om nou daai eerste paar details op te sny en gesigmaskers te maak daarvan en wat my hart amper gebreek het. Maar toe het ons sommer foto's op Instagram gedeel en het een van ons winkels dit gesien en gesê hulle moet hierdie maskers begin adverteer en ja, en dis toe nou als omgedraai het in daai tyd net met daai kreatiewe gedagte waar mens 'n bietjie uit die gewone boksie dink. En ons het daai eerste dag het ons 150 bestellings gehad. Wow. En so het dit gegaan die hele jaar. Follow your heart and trust your intuition. Ek dink daai mantra het my regtig deur goeie tye, swaar tye, tawwe tye, challenging tye, exciting tye gebring. Intuïsie is sterk. Van julle herken my dalk van seisoen 2, maar hierdie seisoen is ek terug om vir julle 'n paar van my besigheidsafrigter wenke te gee. Jou besigheid is meer as 'n handelsmerk. Dit is 'n uitdrukking van jou hart, jou storie, jou waardes. Jy verkoop nie net 'n produk of diens nie. Jy skep skoonheid, verbintenis, betekenis in ander se lewens. Maar moenie vergeet nie, dieselfde sorg en toewyding wat jy aan jou besigheid gee, moet jy ook in jou eie groei belê. Want wanneer 'n hartsgedrewe besigheid gesteun word deur 'n bekwame entrepreneur met 'n duidelike doelwitstelling, 'n goeie strategie en sterk strukture, dan oorleef dit nie net nie, dit floreer. My naam is Nikki Francis en ek is die eienaar van Nikki Lenay. Nikki Lenay, ek sit hier in absolute verwondering oor wat jy hier in die hartjie van Irene Pretoria geskep het. Waar het hierdie hele avontuur van hierdie Magical Wonderland begin? Op die ouderdom van 22 het ek Nikki Lenay's met R500 begin. Wat het jy gekoop met daai R500? So ek het letterlik metro toe gegaan en ek het meters lap gaan koop en ek het daai lappe self geknip in stroke om hangertjies te kan maak, elkeen gestoom oor my ketel terwyl die ketel kook. Klein pakkies kraalers is dit en dit het net geboom. Ek het begin in my sitkamer. As hy. Ja, Okay. en toe raak Hoeveel? dit 20 vierkante Jy meter, sien sê net maar. 'n bank en 'n tafeltjie. En toe trek ons na 'n groter huis toe, want die eerste huisie het te klein geraak, toe raak die tweede huisie te klein. En ja, hierdie was my 10de keer wat ek Ongelooflik. uitgebrei het. Ja.
Elke keer wanneer jy 'n nuwe winkel of 'n nuwe spasie oorneem, dan het jy hierdie prentjie in jou kop van dit is nou waar ek gaan wees. En dan ruk jy die mat heeltemal onder jou uit en dan maande later dan is dit net weer te klein. En dan kry jy maar weer 'n nuwe sleutel vir nog 'n groter plek. So dit druk maar op jou om seker te wees jy is okay, jy kan jouself weer vir hierdie groot perseel vasteken. Dit is wat jy op jou tone hou, nê? En dit is wat maak dat jy moet elke oggend opstaan en jy moet hard werk om seker te kan maak hierdie deure gaan oop kan maak daai volgende dag. Wat het jou aangespoor om 'n besigheid in die eerste plek te wil stig? My ma het altyd gesê ek mors hulle geld om te gaan studeer, want ek kan ys in 'n Eskimo verkoop. En ek het my graad in bekombemarkingsbestuur gaan doen. Maar ek het op 19 het ek vir my ma gesê, eendag wil ek 'n plek hê waar mense kan sit en kuier tussen mooi goed. En hierdie is dis my droom, dis absoluut my droom. Dit is so stylvol, dit is so curated. Het jy nog altyd 'n oog vir styl en mooi goed gehad? Ek het in 'n kreatiewe familie groot geraak. So my ma sê altyd my ouma, as hulle van skool af gekom het, dan was die huis altyd anders geskuif. Daar was ietsie geskuif. Ja. En ja, hierdie winkel verander maandeliks. Maar ek moet jou ook sê ek glo dit dra by tot die sukses van Nikkie Lenay. Ek het van die begin af besluit, ek wil nie stagneer nie, ek wil uit die boksie uitdink. As jy met een produk begin, moenie net vaskyk in daai een produkkie. Dink elke dag, hoe kan jy op daai produk verbeter om jou reeks uit te brei en brei jou reeks uit. Maar jy moet ook 100% glo en vertrou dat dit gaan 'n sukses wees. En jy moet elke dag opstaan en kies om te gaan veg vir jou besigheid en vir jou produk. Die reis van 'n entrepreneur kan soms nogal eensaam wees. Jy weet, daar's 'n groot element van geloof Absoluut. om daai sprong te neem. Waar kom daai moed vandaan? Ek is 'n baie oop en eerlike mens. Ek is 'n baie spontane mens en ek is bekend vir my Facebook Lives. So as jy my volg vandat ek 22 was, toe ek met my journey begin het, sal jy weet dat elke tree wat ek tree, het ek saam met Liewe Jesus getree. Jy tap jou rekeninge, Leeg. maar ek weet net as die deure oopmaak, gaan die Here vir my die voete stuur en ek sê altyd, hierdie is sy winkel, ek bestuur dit bloot vir hom. Sonder 'n span sou ek nooit hierdie kon doen nie. Moenie bang wees om jou eerste spanmaat aan te stel nie, want sonder daai spanmaat hou jy jou groei terug, want jy kan nie alles op jou eie doen nie. Daar's geen manier nie. Ek het vir so lank probeer en ek kon nie, ek het uitgebrand. So ek dink as mense regtig opreg bly is saam met jou en lief is vir jou, dan stap hulle pad saam met jou. Ek hoop regtig die span wat ek nou het is vir ewig by my. Soos ek is so lief vir hulle. Ek het vanoggend vir hulle gesê net dankie. As julle pad saam met my wil stap, ek het groot drome vir my besigheid, dan wil ek hom saam met julle ook stap. Ek kan streng wees as ek moet, maar ek het baie menslikheid in my. So ek het baie sagte omgehart vir my span en vir my kliënte. Hierdie moet vir jou 'n happy place en 'n safe haven wees. As jy leeg is, moet jy hiernatoe kom en ons wil jou koppie vir jou vol tap. Jy het vroeër aangeraak aan jou ongelooflike groot following op sosiale media. Wat 'n rol dink jy dit gespeel in die sukses van Nikkie Lenay en die bewusmaking daarvan? Ek sal sê baie groot rol. En ek dink wat bydra tot dit is ek is net ek is real en my meeste likes op my video's is daar waar ek soos vanoggend met die krullers in my hare staan en 'n video maak of as ek op my bed by my huis sit. Net daai rou en realness of waar ek vir mense wys behind the scenes, nie aansit en voorgee wat jy nie is nie. My grootste doel is om harte gelukkig te maak met my Facebookblad maar ook in my winkel. Mense gaan onder jou vel ingryp en gaan dit baie keer reg kry om jou en jou eie menswees te laat twyfel. Maar as jy so sit soos vandag, dan was alles die moeite werd. En die Here gaan jou gebruik as 'n instrument om so baie lewens in te kleur. So laat hom toe om jou te gebruik as 'n instrument. En jou hoogtes gaan hoog wees. Hoër as jou laagstes. En jy gaan ook vir elke keer die regte mense oor jou pad stuur wat jou help deur elke uitdaging.
Die regte mense op die regte tyd is altyd daar om jou te help. Pieter van Sasselburg vra: "Hoe kry ek my eerste kliënte?" Wel Pieter, begin by jou netwerk. Vriende, familie en plaaslike gemeenskap. Bied promosies of gratis proeflopies aan om belangstelling te wek. Aanbevelings van egte kliënte en 'n sterk eerste indruk is goud werd. Sterkte! Ons is trots om te deel dat die volgende inspirerende entrepreneur se insetsel moontlik gemaak is deur the Hollywood Foundation, wat klein sakegroei bevorder en ons gemeenskap versterk. Hi, I'm Sarah Bryce, and I'm the founder and managing director of Lead with Love. Sarah, what a privilege to sit across from you this morning and discuss and talk about Lead with Love, your incredible enterprise that has so much heart and love, but also a huge socio-economic upliftment element to it. Yeah. Where did that all start for you? Because you've got a very different background. I never in a million years thought that I would be an entrepreneur, that I would be making, a brand that makes dog leashes and collars. My education was in healthcare, so I worked as a nurse in the States for about 9 years. I really always felt this desire that the work of my hands would have great impact in the world. My husband was doing an internship through his business school program, so he was doing consulting work with SMEs in Malawi, and I went with and volunteered and did healthcare stuff. And that was our first experience on the African continent, but truly our first experience with extreme poverty. We all know that extreme poverty exists in the world. Very different, seeing it so very close, different right? when you're truly immersed in it. And I think that experience in particular, that time in Malawi, set me on a new course with my healthcare journey, and that ultimately led to the dream of Lead with Love. I was looking at the lives that so many pets were living, and I thought, this is really interesting. There are humans throughout the world that don't have access to all of the good and beautiful things we want for our pets. And the idea behind Lead with Love literally started in that moment. How could I create a brand? How could I create products that employ people who need work and that channels the spending that we do on our pets back into human flourishing? How do we marry these two things together so that they don't exist in silos? We should want every good and beautiful thing for our human neighbor that we want for our pets. And of course we want those things for our pets. They're our babies. But it was an idea that I had then that I kind of put on the back shelf. As many entrepreneurs do totally. initially. I had the spark of the idea, but kind of just carried on with my life as it was. And did that idea keep on knocking at your door? We moved to South Africa in 2014. And when we came to South Africa, we thought it was a 2-year secondment with my husband's work. Yeah. South Africa sucked us in the most beautiful way. That's actually during that time where Lead with Love really began to truly knock, like kind of hounding me, and like I couldn't really stop thinking about it. Life throws things at us, for better or for worse, that will shape us, that will change us. And if we can allow those things to be the birthing point of those new passions and those new dreams, so much like sits on the horizon of our lives. The actual product, how did you formulate that very specific aesthetic of the collars and the leashes? It was a slow process of me playing around with different mediums and textiles to try to figure out what's the base of this product? What are we using? Did you initially braid yourself? YouTube videos? Yes. Really? I had YouTube videos up. I would be up late into the night. I figured this out, and I've taught the team, and I take great pride in that. But truly, it was a
slow, lonely journey of figuring out how to make each and every single one of these products. The first lead that I actually made and completed, I look at it now and think, wow, that was not very good. But I do remember that moment and the feeling of like, oh my gosh, this could be something. I ultimately landed on paracord, so that is the base material that we use for our products, which originally paracord was used in World War II as like parachute cord. So it's a very durable, strong cord, comes in a variety of colors, so it gave all these options to play around with and ultimately to allow customers to have the ability to create their own. And the options are endless. I mean, I was playing on the website earlier and I was like, so fun. Oh my gosh, the combinations. There must be like hundreds of combinations. So many. And how do I figure out how to make these in a way that I can teach women who may not have had much education or training in the past? How do I teach them to do it and do it beautifully and well and take deep pride in what they're making? The heart behind everything we do is the team of ladies that we employ. It's scary to know that you're investing so much into something that there isn't a guarantee. And I think that's the risk for an entrepreneur. Do I take a chance on myself? Do I take a chance on this dream, knowing that it may not become what I believe it can be in my head? But do I want to be 80 some years old one day going, but why didn't I just try? But there's no way to know without trying. So now we're at 7 ladies currently. Amazing. Which is so beautiful, and yet the dreamer in me is like, man, I want it to be so much more. It's gonna be. I want it to be 700 ladies. It's still very much in its early stages, but it's so beautiful to see the dream that once lived in my head be an actual thing. Lewe in kleur. Dit vat 'n spesiale tipe mens om kleur selfs in die dowwe oomblikke te kan sien. Om 'n plek van omgee, skoonheid en vreugde te skep. Of om met die vleg van 'n stukkie tou 'n hele gemeenskap te bemagtig. Dit is eers wanneer jy 'n kleurvolle toekoms vir jouself sien, dat jy sal besef dat selfs die kleinste sake word gebore uit die grootste drome.